Ek is Elaine Kriege, nuusredakteur van Marula Media. Die gedragsowerheid van die finansiële sektor oorweeg stappe teen 'n maatskappy wat na bewering miljarde rande by duisende beleggers geneem het sonder om die geld daadwerklik te belê. Bekendes soos Elon Musk, Johan Rupert, Afriforum se Kali Kriel, Steve Hofmeyer en selfs Marula Media se identiteite is onwettig gebruik om beleggers te lok om in 'n nuwe geldmaakgeleentheid of oënskynlike belegging te belê. Antoinette Slabbert het die hofstuk onder oog gehad wat gebruik is in 'n aansoek om die verhandelingsplatform Banksou te laat likwideer. Terwyl 4 boere van Mpumalanga miljoene rande by Daybreak Foods ontvang het, nadat hul likwidasieaansoek buite die hof geskik is, wag nagenoeg 50 boere nog op antwoorde oor die geld wat Daybreak hulle skuld. Van die boere het kosbare neseiers gebruik om hul boerdery aan die gang te kry, en sonder die geld wat aan hulle verskuldig is, kan hul boerdery ondergaan. Elisma van der Walt het boonop die veelbesproke sakereddingsplan onder oog gehad, wat nou Daybreak Foods moet red. Lees al die besonderhede hieroor Sondag op Marula Media. Vir die familielede van 3 Suid-Afrikaners wat in April in die see in Mosambiek verdrink het, bring elke dag 'n bietjie meer genesing. Al moet hulle hulself gereeld herinner dat hulle geliefdes vir altyd weg is. Chris Lou se gesin kan nou 'n mate van berusting ervaar nadat sy liggaam gevind is, en al 3 die slagoffers is intussen tydens 'n gedenkdiens in Mei gegroet. Janice Du Plessis het met sy weduwee gesels. Terwyl meeste leerders gereed maak vir die Junie-eksamen, moet 2 van Pretoria se grootste kinderhuise tussen brandstof vir vervoer en kos op die tafel kies. 'n Belowende jong rugbyspeler is boonop sy plek in die Kruiwenweekspan kwyt, omdat die Jacaranda Kinderhuis, nes talle ander nie-regeringsorganisasies, vir die 3de maand in 'n ry nie hulle subsidie vanaf die regering gekry het nie. Marula Media het meer hieroor uitgevind. In Januarie het die graad 1 leerder Thabang Kwahisi sy skoolloopbaan aan Laerskool Hermanstad in Pretoria afgeskop, in 'n taal wat nie hy of iemand in sy ouer huis magtig was nie. 5 maande later kan hy met 'n groot glimlag in Afrikaans vertel wie hy is, hoe lief hy vir sy juffrou is en hoeveel 3 hy onlangs by die billetjie rugby gedruk het. Marula Media het met Thabang en sy ma gesels oor haar nou bekende TikTok-video, wat daartoe gelei het dat haar Sotho seentjie sy tuiste in 'n Afrikaanse skool gevind het. Wanneer Bertha Leroux Wahl terugkyk na haar lewe, dink sy nie aan roem of gewildheid nie. Sy sien haar 2 dogters, huwelik, vriende en familie, dinge wat 'n lewe vul met liefde en vreugde. Die Rooikap-aktrise het vroeër van dese week haar 50ste verjaarsdag gevier en met Mizaan van Wyk gesels oor die nuwe dekade wat sy betree. Lees dit alles hierdie naweek net hier op marulamedia.co.za.